Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal. Nou vandag het ons weer die voorreg om saam tyd in die woord te kan spandeer uit Eksodus 7, waar God begin om sy mag en gesag openlik te wys. Nie net aan Farao nie, maar aan die hele Egipte en uiteindelik ook aan sy eie volk. Ons sien hier in vers 1 hoe God vir Moses sê: Ek het jou soos God gemaak vir Farao, en Aaron, jou broer, sal jou profeet wees. Nou dit beteken nie Moses is God nie, maar dat hy as God se verteenwoordiger optree, 'n instrument waardeur God se wil sigbaar word. Jy sien, wanneer God 'n mens roep, sal hy mens ook bemagtig. Ons hoef nie sterk of selfverseker te wees nie. Ons moet net beskikbaar wees. Nou toe ek dit lees, besef ek net weer hoe God gewone mense gebruik om hom te verteenwoordig. En dis nie dat Moses ewe skielik in iets bonatuurliks verander het nie. Moses het nog steeds gevoel hy is swak, onseker en dalk nie goed genoeg nie. Maar die Here gebruik hom net soos hy is. Hy het net in gehoorsaamheid begin funksioneer in die roeping wat God vir hom gegee het. Hy het nie in sy eie krag opgetree nie, maar in God se gesag. En dis presies hoe dit met ons werk. Wanneer God jou roep, gee hy jou ook die gesag en die krag om te doen wat hy vra. In vers 3 lees ons iets wat nogal moeilik is om te verstaan. Wanneer God vir Moses sê: Ek sal Farao se hart verhard. Nou dit beteken nie dat God 'n goeie man nou sleg gemaak het nie. Farao het reeds lankal gekies om sy hart te verhard. God bevestig eintlik net hier die keuses en die pad wat Farao self gekies het. Nou hierdie praat so met my hart, want dis so van toepassing op ons vandag. Jy sien, elke keer wat God met ons praat en ons dit ignoreer, of elke keer wat ons weet wat reg is, maar kies om dit nie te doen nie, raak ons harte ook 'n bietjie harder. Dit gebeur nie oornag nie, maar stadig oor tyd. Jy sien, sonde en ongehoorsaamheid maak 'n mens se hart hard. Daarom is dit so belangrik dat ons dadelik in gehoorsaamheid sal reageer wanneer God met ons praat. Nou God se doel met Farao se verharde hart was nie net oordeel nie. Die eintlike doel lees ons in vers 5, waar hy sê: Die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. Dit is God se hart, dat mense hom sal ken as die enigste waaragtige God. Selfs in die pla, selfs in oordeel, roep die Here ons en nooi ons uit om hom te leer ken en om terug te draai na hom toe. Nou as ons verder lees in hierdie hoofstuk, sien ons dan hoe Moses en Aaron voor Farao staan. En Aaron sy staf neergooi en hoe dit dan in 'n slang verander. En dan kom die towenaars en doen presies dieselfde. Dit wil amper lyk asof hulle dieselfde krag het, maar dan gebeur iets belangriks, wanneer Aaron se staf hulle sin heeltemal verslind. Jy sien, dis maklik vir die vyand om iets na te boots, maar hy sal nooit kan oorwin nie. God se krag is altyd groter. Dis so bemoedigend vir ons vandag, want maak nie saak wat teen jou kom nie. God se krag is meer as genoeg. In vers 14 tot 25 lees ons dan van die eerste plaag, die water wat in bloed verander. Nou hierdie was 'n groot ramp, want die Nylrivier was die bron van lewe vir Egipte. Dit was hulle afhanklikheid, hulle voorsiening en hulle sekuriteit. Hulle het die Nyl as 'n god, bekend as Hapi, aanbid. Met ander woorde, toe God die water in bloed verander, was dit nie net 'n wonderwerk nie. Dit was 'n direkte aanval op die god van Hapi, sodat hulle daardeur sal kan sien en beleef dat God die enigste ware God is. En net so spreek elke plaag wat hierna volg 'n spesifieke Egiptiese god aan. En ontbloot God dan een vir een die valsgode waarop Egipte vertrou het.
Nou net so in ons lewens, het ons partykeer gode in ons lewens. Dinge waarop ons vertrou vir sekuriteit, identiteit of geluk. Dit kan geld wees, sukses, mense se goedkeuring, of selfs ons eie vermoëns. En soms laat God toe dat daardie dinge in ons lewens 'n bietjie geskit word. Nie om ons seer te maak nie, maar om ons terug te bring na die ware bron van lewe, wat ons net vind in Jesus Christus. Nou nog iets in hierdie hoofstuk wat vir my uitgestaan het, is dat die towenaars van Egipte die water ook in bloed kon verander. Maar hulle kon dit nie weer in water verander nie. Jy sien, die wêreld kan baie goed naboots, maar net God kan herstel. Die vyand kan vernietig, maar net God kan lewe bring. In vers 23 is dit vir my hartseer om te sien, dat selfs nadat Farao hierdie wonderwerk gesien het, sy hart verhard bly, wanneer hy omdraai en terug gaan huis toe asof niks gebeur het nie. Dit is vir my amper skokkend, maar dit wys vir ons net hoe gevaarlik 'n verharde hart is. Jy kan God se werk sien en beleef en steeds kies om nie te verander nie. Nou my gebed vir ons vandag is dat ons nie soos Farao sal wees nie, maar dat ons soos Moses gewillig, gehoorsaam en beskikbaar in God se hand sal wees, en dat ons die Vader sal ken as die enigste waaragtige God van hemel en aarde, en dat ons hom alleen met ons hele hart en siel sal aanbid. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.